in die preek. Kan ek vir ons bid voordat ek die preek begin? En as die woord met jou gepraat het, as jy kan identifiseer met wat Jesus oor jou sê, weet hy ken jou. Hy weet wat is in jou hart en hy weet wat het hy vir jou beplan. So kom ons bid saam. Here, vanoggend dankie vir die voorreg om saam te wees met boetas en sissas wat Jesus liefhet. Bovenal Jesus liefhet. Dankie vir hierdie gemeente van mense wat hulle geloof uitleef. En ek bid Here, soos wat ons in die woord indelf vanoggend, soos wat ons luister na dit wat die Heilige Gees vir ons wil sê, ek en almal hier saam, sal hy met ons praat. Maak ons ore oop, maak ons harte sensitief. Spreek Here, want ons almal luister, in Jesus naam. Amen. So Jesus het liefde in twee groot rigtings gedefinieer, né? Ons het nou gesing, dit is eintlik so mooi in die lof, dat God is lief vir ons, en omdat hy lief is vir ons eerste, kan ons lief hê, né? Stem julle saam? Jesus definieer liefde in twee rigtings. Hy sê in Markus hoofstuk 12 vers 30, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die eerste gebod, né? Die verhouding met God. Dis die een rigting waarin liefde gedefinieer is. Maar dan die tweede een is hy definieer dit ook op 'n horisontale vlak. Hy stop nie net daar met die eerste gebod nie, hy gaan aan en hy sê in dieselfde asem, die tweede vers 31 is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, ek seker julle almal ken soos ek, daai oomblik in jou dag wat jy iewers loop en dan sien jy iemand raak en onmiddellik weet jy daar's iets dieper aan die gang as dit wat jy sien. Het jy al so ervaring gehad? Miskien is dit daai persoon in die werkspasie wat altyd lekker gelag het en skielik is hulle lag nou 'n bietjie meer stil. Of dalk is dit daai enkel mamma wat by die skool kom na, jy weet, die kinders moet aflaai en sy probeer net eintlik alles bymekaar hou, maar net 'n bietjie dieper is die hele kaarthuisie eintlik besig om in mekaar te tuimel. Of miskien is dit daai ou wat oor kan die straat bly. Noem ons nog mekaar buurman. Daai buurman oor kan die straat. Die ou wat jy altyd in die oë gekyk het en skielik maak hy nie meer oogkontak nie. Dan kom daai sagte stem van die Heilige Gees wat so in jou hart net inspreek en sê, hey, stop net bietjie gou. Vra bietjie uit. Hoor bietjie hoe dit gaan. Wees bietjie teenwoordig. Bid 'n bietjie hulp aan. Maar ek dink julle is dalk soos ek, nee. Daar's altyd 'n ander stem wat ook kom. 'n Stem wat meer prakties is, 'n stem wat meer indringerig is, die een wat meer soort van regverdig, die een wat sê, nee, wag, man, ek het nie nou tyd nie. Ek kan nie nou stop nie, as ek nou stop, dan gaan ek nie alles gedoen kry wat ek het om te doen nie. Nee, ek wil nie inmeng nie. Of dalk dan die ander een wat sê, nee, wag, nou raak dit ongemaklik. Nou vra dit van my om iets te doen. Ek weet nie eintlik eers regtig wat om te sê nie. Dalk is dit beter as iemand anders betrokke raak. Jy sien, dis daai vurk in die pad. Ken jy daai vurk in die pad? Het jy hom al gevoel? Die vurk in die pad wat sê, dis nou keusetyd. Jy weet, gaan ek verby jou? Of gaan ek stop, nader gaan en iets doen? Reik ek uit of doen ek nie? Jy sien, liefde wat uitreik is die soort van liefde wat Jesus geleef het. Is 'n liefde wat bereid is om 'n prys te betaal. Dis die soort van liefde wat uitreik na ander mense toe en betrokke raak, selfs al is dit ongemaklik. Selfs wanneer dit jou planne so 'n bietjie omvergooi. Daai mooi skedule waar jy alles moet inpas, nou skielik is dit in die pad van dit wat jy wou gedoen het. Dis dan wanneer daai vraag kom, né, soos in ons besige lewens. Ek's op pad iewers heen. Places to be, things to do. Julle ken daai, né? Dan kom daai vraag, maar wag net 'n oomblik man. Elke keer as jy nou wil praat oor naaste liefde nou, wie is my naaste nou eintlik? Jy weet mos, dis 'n vraag wat 'n wetgeleerde vir Jesus vra in Lukas hoofstuk 10. Hy vra nie die vraag omdat hy regtig eintlik wil weet nie. Dis nie omdat die ou nuuskierig is nie. Daar's eintlik 'n ander motief in sy hart. Jy weet, hierdie ou soek 'n grens, die wetgeleerde, hy soek 'n grens. Waar is die limiet, Jesus? Jy weet, wanneer kan ek sê, okay, enough already, ek het nou my deel gedoen. Jy weet, ek kan die boksie aftik. Ek het my goeie daad vir die dag gedoen.
Daai ou wou Jesus in 'n strikvraag vasvang, die wetgeleerde. Hy sê vir hom, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan sê Jesus, wat sê die wet van Moses? Jesus was dan baie slim, nee. Hy vra 'n moeilike vraag, gaan net terug na die Bybel toe, in die skrif toe. Wat sê die wet van Moses? Nou gee hy ou nogals die regte antwoord, nee. Hy sê, jy moet God en jou naaste lief hê. En dan kom hy 'n stukkie motief van sy hart na vore. Lukas hoofstuk 10, dan kom die skrywer Lukas en hy gee die motief van hierdie wetgeleerde se hart. Hy sê, in Afrikaans, die wetgeleerde wou homself handhaaf. Ek dink die Engels is 'n bietjie sterker. Die Engels sê, but he, the lawyer, desiring to justify himself. Jy sien, dis amper 'n beter vertaling, nee. Sê dat hy homself wou handhaaf, nee, hy wou homself regverdig. Ek maak my eie besluite hier, maar ek's okay. Dis wat ons doen as liefde bietjie ongemaklik begin raak, nee, as dit kind of hier op jou voordeur is. Nou sit jy voor jou en jy moet nou half kies wat gaan jy doen? Dan rasionaliseer ons onderhandel met die sagte stem van die Heilige Gees. En dan kom hierdie ou by sy eintlike vraag. Dan sê hy mos vir Jesus, en wie is my naaste? Nou, die Engels neighbor, dit klink 'n bietjie te veel soos buurman, as ons dit nou weer terugvertaal na Afrikaans toe. Ek praat nie van jou buurman wat langs jou bly nie. Dis ook nie wat hy vir Jesus hier gevra het nie. Nou, wie's nou eintlik my naaste? En dan doen Jesus nou weer die tipiese ding wat Jesus baie goed doen. Hy gee nie 'n woordeboek definisie nie. Gee my tog net 'n grens, Jesus. Dan gee nie 'n woordeboek definisie nie. Hy vertel 'n storie. Julle ken hom ons, né? Ons het hom geleer toe ons kinders was. Die storie van die barmhartige Samaritaan. En soos ons bietjie daar lees, luister net bietjie wat is die spanning. Hierdie ou die wetgeleerde, hy soek 'n grens. En Jesus gee nie 'n grens nie, Jesus gee 'n pad. Het jy al raak gesien? Jesus gee 'n pad. So hier is die storie. Lukas hoofstuk 10 vers 30. Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Hierdie ou was op 'n gevaarlike pad. Partykeer reis ons ook op gevaarlike paaie in ons daaglikse lewe. Nie net in ons land nie. Ek praat nie sommer net van fisies nie. Ek praat van jy bevind jou op 'n gevaarlike plek. Dalk is dit 'n prentjie van hierdie ou se lewensreis. Vers 31. Het gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Ek wonder as ons dit nou vandag moes maak. Wie is die priester? Gaan julle vinger wys na my toe. Die ou wat preek. En die leviet? Die ouetjies wat nou hier so voor gesing het. Jy weet, ons moes nou sê, nee, daai ou. Die Bybel praat met daai ou, nie met my nie. Vers 33. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Nou verskoon my, Afrikaans is net nie sterk genoeg. Wat is die Engels? He had compassion on him. Jy weet, compassion is nie hierdie ding van, ek voel net vir jou 'n bietjie jammer nie. Compassion, die Griekse woord beteken dat daar gebeur hierdie diep binnekantse werking. Soos die pasiënte partykeer in die hospitaal vir ons altyd gesê het, dokter, it feels like something is moving inside you. Dis compassion. Het jy al daai gevoel, dat dit voel jou hele binneste draai so in 'n knoop? Dis waar dit gaan, dis hierdie diep gevoel. Hierdie ou het hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, vers 34, sy wonde met olie en wyn behandel. Regte goeie dokter, né? In elk geval, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit. Die Afrikaans gee nie vir jou regtig 'n idee nie, die oorspronklike woord. Dis vrek baie geld hierdie. Nie 2 muntstukkies, soos gister toe ek iewers stop en hulle sê R2 om by die badkamer in te gaan nie. Jy weet nie, dis nie min geld hierdie, dis baie. Gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Vers 36. Nou praat Jesus weer, né? Hy praat met die man. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord. Die man wat aan hom medelee bewys het. Medelee. Groot Afrikaanse woord. Medelee, mercy in Engels. Die ou wat hom iets van die hart van God gewys het.
Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Het jy al 'n meer briljante storieverteller gesien as Jesus? Hierdie is 'n uitstekende tegniek, nê? Hy draai die ou se vraag heeltemal op sy kop. Hy sê, wie is my naaste? Jesus sê, verkeerde vraag. Hy draai die vraag heeltemal om en hy vra, sal jy iemand se naaste wees? Wie het die beseerde ou se naaste geword daar op daai pad? Jy sien, Jesus gee nie 'n grens nie, hy gee 'n pad. Daai pad, wie het die ou se naaste geword? En dan kom daai uitnodiging, hoor julle daai uitnodiging vanoggend? Jesus wat sê, gaan jy en maak ook so. En die soort van liefde wat Jesus gehad het, die liefde wat uitreik na ander mense toe. Dit beweeg ons harte, dit doen daai twisting into a knot ding hier aan die binnekant. En dit beweeg jou. In die eerste plek, die eerste punt wat ek vir jou wil sê vanoggend is, word iemand se naaste. Daai grensvraag van die wetgeleerde, wie is my naaste? Jesus draai dit om en hy vra 'n lewensvraag, 'n liefdevraag. Sal jy Kobie, sal jy Rudy, sal jy Pieter, sal jy Alida, sal jy Gerard, sal jy iemand se naaste word? Dis soos 'n spieël, né? Die Bybel doen mos altyd dit. Die Bybel raak soos 'n spieël, die storie raak soos 'n spieël vir jou en vir my. Dit ontbloot wat gebeur met ons as liefde nou prakties raak. Jy's op jou pad, jy's op jou lewenspad en skielik word jy gekonfronteer met iemand met een of ander vorm van nood wat oor jou pad kom. Jy het nie al voor gevra nie. En Pieter het nou nie gevra dat hy met 'n geleentheid gegee word nie, maar Billy het dit sommer vir hom gegee. So dien die Here ook. Hy plaas mense in ons pad. Ons het nie daarvoor gevra nie. En dan moet jy besluit, hoe gaan jy reageer? Jy sien, daar's hierdie ongemaklike waarheid in die storie. Het julle dit gesien? Daai twee ouens, die priester en die leviet, sien dat hulle nie gesien het nie, is dit? Hulle het gesien. En toe? Ver langs verby. Dis nie dat hulle blind was nie. Hulle het net gekies om verby te gaan. Hoekom hou ons verby? Wat is jou rede? Wat is my rede? Ek moet nou nie dink ek sê dis net julle wat verby hou nie, ek sê ek hou ook verby. Hoekom? Hoekom hou ons verby? Wat is die goed wat maak dat ons verby? Partykeer is ons net te haastig. Die lewe is te vinnig. Te veel dinge om te doen. Partykeer is ons agterdogtig. Jy weet? Nou sluk hierdie ou se issues my in. As ek te naby kom, dan gaan dit my insluk. Dan is daar geen pad om weer te ontsnap nie. Partykeer is dit selfbeskerming. Ek wil nie die prys betaal nie. En nou sit dit my in gevaar as ek stop en reageer. Veral as dit op die pad is dit nie. Partykeer is dit net ongemaklik. Het jy al so gevoel? Ek doen. Ek weet net nie wat om te sê nie, so ek bly maar net eerder stil. Wysheid is belangrik. Moet nou nie my verkeerd verstaan nie. Dis belangrik om 'n grens te hê vir jouself, né? Maar partykeer loop ons die gevaar. Ons sê dat wysheid en vermyding is in dieselfde kategorie. Ons noem vermyding wysheid wanneer ons eintlik eerder moet erken dat dit wat ons motiveer is vrees of gemaksigtigheid. En dan gebruik Jesus hierdie Samaritaniese hoofkarakter. Kom dan net, hy doen dit as prins. Julle weet mos die Samaritane en die Jode het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Daar was hierdie verskil tussen 'n Jood en 'n Samaritaan. Die Jode het in Jerusalem in die tempel die Vader aanbid. Maar die Samaritane het hulle eie tempel gebou op 'n berg buite Jerusalem. Daar was hierdie groot storie. Nou, ek bedoel, kan ek so klein bietjie preachers license vat? Die Bybel sê nie dat hierdie beseerde man was 'n Jood nie. Dit sê nie so nie. So ek kan nie sê die Bybel sê so nie. Maar Jesus praat met 'n wetgeleerde wat 'n Jood is. So wat is die kans dat hy nou nie besig is om te praat oor 'n man wat hierdie ou sal verstaan is deel van sy eie mense nie. En dan sê Jesus vir hom, maar jy weet die ou wat help is 'n Samaritaan, lekker aspris. Hoekom? Want die Samaritaan help nie net hierdie gewonde ou nie, hy steek 'n grens oor. Daai skeiding wat bestaan, hierdie sosiale skeiding, miskien 'n klasskeiding, miskien kan mens self sê 'n rasseskeiding. Want as ek nou reguit dit moet sê, hier in die kerk, dan was die Samaritane eintlik so tipe van 'n halfbreed. Dis nie so pure storie nie. Hy steek dalk selfs
op 'n geloofsoortuigingsvlak hierdie skeiding oor. Dis natuurlik wat Jesus se hele idee is, nie? Hy sê naaste liefde is nie tipe liefde wat jou in jou gemaksone laat bly nie. Dis die soort van liefde wat jou dwing om te gaan waar jou vooroordeele nie wil hê jy moet gaan nie. Het jy daai al ervaar? Compassion, daai ding wat hier so binnekant so draai, ons harte beweeg, is nie om iemand jammer te kry van 'n afstand af nie. Dis hierdie diep beweging van jou hart wat maak dat jou hande en jou voete aan die werk kom en jy iets doen. Al daai werkwoorde, nee, van die Samaritaan. Hy het nader gegaan, hy het die ou se wonde verbind. Hy het hom op sy donkie gelaai of op sy pakdier of wat ook al. Hy het hom na die herberg toe gevat, hy het geld gegee. Hy het ewen gesê, hoor hierso, as dit te veel kos om hierdie ou te help, ek sal terugkom en ek sal die res kom betaal. Die liefde wat afstand wat daar tussen mense is kleiner maak. En maak nie saak wat die prys is nie. Of dit nou is dat jy iets van jou geld gaan gebruik, van jou tyd, van jou energie of wat ook al. Maar ek wil vir jou sê vanoggend, jy moet nou nie hoor dat ek praat nou hier oor iets wat jy moet laat skuldig voel nie. Nee, dis nie wat ek besig om te doen nie. Jesus het nie 'n emosionele reaksie probeer uitlok nie. Hy maak dit glad nie emosioneel nie. So hierdie gaan nie oor skuldgevoelens nie. Hy sê nie eers wie is jou naaste nie. Hy maak geen definisie nie. Hy vra maar net vir jou, sal jy iemand se naaste word? Hoe lyk dit miskien prakties vir jou? Wel, ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Wie is jou werkskollegas? Wat gebeur in jou familie, in jou huis? Iemand wat dalk net nodig het vir jou om na hulle toe uit te reik. Iets prakties. Daai persoon wat in die ry voor jou staan om te betaal en dan skielik kan wil die kredietkaart nie werk nie. Nou wat nou, staan ons nou almal nou daar en wag. En die skaamte raak net meer en meer en meer. En eintlik is al net hierdie ligte roering in jou hart. Ag man, dis nie so erg nie. Help gou daar. Dalk kan jy. Maar ek praat nie spesifiek met jou vandag oor finansiële hulp nie. Al mag die Heilige Gees jou soms uitdaag om meer vrygewig te wees in spesifieke situasies. Ek probeer nie 'n guilt trip op julle sit nie. Moet asseblief nie hoor wat ek nie besig is om te sê nie. Nie elke behoefte wat bestaan is joune om te vervul nie. Maar elke behoefte wat oor jou pad kom is een wat God wil hê jy moet raak sien. Al die ouens het gesien, maar hulle het gekies wat hulle daaromtrent wou doen, nê. Om te sien beteken nie dat jy altyd iets alleen daaraan moet doen nie. Of dit probeer oplos nie. Weet, dank die Here Jesus, hy is die redder, nie ek en jy nie, nê. Maar ons kan liefde wys. Ons kan liefde wys op verskillende maniere. Partymal is dit 'n gesprek. Partymal is dit praktiese hulp. Partykeer is dit jy verwys iemand wat in nood is na iemand anders toe. Partymal is dit jy bid vir hulle. Maar jy stop. Die naaste liefde is nie roekeloos nie. Ek is nie besig om jou aan te moedig om roekeloos te wees in die sin van moet nooit dink oor wat is veilig of onveilig. Moenie wys wees nie. Nee, naaste liefde, reagering gehoorsaamheid op wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen. Wanneer jy daai stil stemmetjie ervaar, dan reageer jy in gehoorsaamheid. En soms is liefde net die bereidwilligheid om bietjie plek te maak in jou lewe vir God om jou te kan gebruik. Jy weet, ek het 'n besige lewe. Julle kan vir julleself indink, nie? Ek doen nog nagwerk in die hospitaal. Dit raak al hoe moeiliker, soos wat 'n mens ouer word. Jy wil nie meer wakker wees in die nag. En dan is al die goed wat mens binne in die kerk doen en allerlei ander goeders. Ek probeer nog 'n bietjie lewe op tussendeur, nê. Is net so vrek besig. Eendag spandeer ons tyd saam met een van die ouens wat bedien in ons gemeente in. Sy naam is Brad Lane. En jy weet, ons sit en eet middagete. Brad is Engels, so ek moet hierdie nou in Engels sê. Hy sê vir my so, kyk my in my oë, hy sê, Gerard, man, you have to sow in a square and reap in a circle. Sow in a square and reap in a circle. Ek was so moeg, nee, ek het die vorige nag nie geslaap nie. Nou sit ek daar probeer 'n gesprek voer met hierdie ou. En dan sê hy vir my iets so filosofies. Ek sê, "Wokai, broer." Ek verstaan jou nie. My kop is bietjie te moeg. Hy sê, nee, dit is eintlik eenvoudig. Jy weet, in die Ou Testament was daar hierdie ding, as jy jou land besaai het, moenie die hoeke
ook oes nie, sodat die armes en mense wat nou nodig het, van daar af kan eet. So eintlik al wat ek vir jou sê, Gerard, los net 'n bietjie spasie in jou lewe, dat God jou kan gebruik. Moenie so vrek besig wees dat daar geen spasie is vir niks anders nie. Jy is so opgeneem met jou eie goede, dat jy nie kan raak sien wat om jou aangaan nie. Sien, is dit nie wat Jesus gesê het vir die ou nie, vers 37, Lukas 10. Ons kan nie antwoord gee. Nee, wie is die ou wat die naaste was? Nie die ou wat soos Jesus 'n bietjie genade, liefde gewys het. Ja, maar dan sê Jesus, okay, maar gaan jy nou ook en maak jy ook so. Hoe kry mense dit reg? Is dit maklik om te gaan? Sien, die ding wat ons moet weet, die tweede punt wat ek maak, die laaste punt vanoggend. Jy is 'n gesalfde, gestuurde getuie. Dis wat Paulus gesê het vir daai kerk in Thessalonika. Hy het gesê, God het julle uitverkies. Ek sê dit vir julle, God het julle uitverkies. Dis die kraks van die saak, nê? Uitverkies, hy het jou eerste lief gehad, sodat jy kan terug lief hê. Dis die identiteit waarmee ons elkeen moet leef. As jy glo, dan is dit die plek waarvanaf jy moet lewe. God het jou uitverkies. Nou is jy bekragtig deur sy gees, om te kan lief hê, soos wat Jesus lief gehad het. Jy sien, partykeer dink ons dat dit wat die Bybel oor praat, is 2000 jaar gelede. Dit is nie relevant tot ons nou nie, dit is nie eintlik asof Jesus nog in lewende lywe, soos ek hier vleisboksie staan voor jou, jy kan aan my vat nie. Ons kan nie aan hom vat nie. Maar Jesus het die aand van sy opstanding, het hy kom staan. Sy disippels was bang en hulle was almal saam in een plek, in 'n bokamer. En toe skielik toe staan Jesus daar saam met hulle. Verskyn hulle die aand na sy opstanding. En hy sê vir hulle, Johannes hoofstuk 20:21, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit is maklik om te dink hy praat met hulle, né? Daai paar disippels, hoeveel was daar? Okay, Judas was nou dalk 'n goner. 11. Ons dink nee, net daai 11 ouens, net die special lot, jy weet, die ouens wat uitgekies is in persoon deur Jesus, wat vir wie Jesus gesê het, okay, gaan jy nou. Maar eintlik praat hy nie net met hulle nie. Daai aand was daar 'n paar ander ouens ook daar. En die ander skrywers van die gospel sê, nee, daar was eintlik 'n paar ander ouens ook. Insluitende daai twee manne wat Jesus op die pad na Emmaus toe raak geloop het, hulle was ook daar. Maar as jy nou gedink het, hy praat net met daai ouens in die eerste eeu, eintlik vat hy dit bietjie verder. Julle ken ons Matteus 28, nê, die groot opdrag wat Jesus sê. In daai groot opdrag word dit die kerk se identiteit. Dis ons almal se identiteit. Ons is almal gestuur. Nie net die priester nie, nie net die leviet nie, almal van ons is gestuur. In ons eie Jerusalem. Ek weet nie wat is jou Jerusalem nie. In ons eie Judea, in ons eie Samaria, ewen tot aan die uithoeke van die aarde. Miskien sal jy sê, dit al baie gehoor, nie? Dat God het 'n doel met jou lewe, dan sê jy, dis dalk 'n klise. Jy hoor my nie eers as ek dit vir jou sê nie. Maar dis die waarheid. Sy doel is om jou te stuur as sy getuie. Of dit nou naby is, en of dit nou ver weg is, dit maak nie saak nie. Die punt is, jy is 'n gestuurde. En kan ek vir jou reguit sê vanoggend, daar's niks random aan die feit dat God jou stuur nie. Die Handelinge 17, as Paulus praat met die filosowe in Griekeland, in Athene, dan sê hy, uit een mens het God ons almal gemaak. Al die nasies. Hy het ons versprei, het ons gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank ons sal bestaan en waar ons sal woon. God is die een wat tye en grense bepaal, seisoene. Hy is die een wat bepaal waar jy woon en werk. Hy is die een wat bepaal wie in jou verhouding sweer is. Hy is die een ewen wat besluit hoeveel invloed jy het in die sweer waar jy is. Kan ek dit sommer reguit sê, vir jou en vir my. Jy woon en werk waar jy is, want God het jou daar gesit. En daai plek is deel van jou roeping. Miskien sit jy in die bank en jy wag vir 'n regte, egte sendinggeleentheid. Daai ene wat Rudy nou van gepraat het, of Billy. Jy weet, wanneer hulle weer Mosambiek toe gaan. Daai regte, egte sendinggeleentheid, ek sal dan gaan. Ek wag vir daai groot oomblik. Ek wag vir die platform, die groot een.
Ek soek die feit dat ek my paspoort moet gebruik. Ek wil oor die landsgrens gaan, dan het ek uitgereik. Maar ek sê vanoggend vir julle, God sê vir julle, ek het jou klaar gestuur. Ek het jou gestuur in jou werksplek. Ek het jou gestuur in jou straat. Ek het jou gestuur na jou skool toe, na jou besigheid toe, na jou kliënte, jou kollegas, na jou familie toe. Sien, dis wie jy is. Jy's 'n gesant van die koning. Afrikaans sê gesant van die koning. Die Engels sê ambassador of Christ. Wat het hy jou gestuur mee? Hy het vir jou 'n boodskap gegee en 'n bediening van versoening. Dis nie net myne nie, is jou nou ook. Om die goeie nuus te vertel. Jesus het jou lief en Jesus het gekom sodat jy vir ewig in die teenwoordigheid van die Vader kan wees as jy hom aanneem as jou Here en jou verlosser. 2 Korintiërs 5 vers 20 kan ek net vir julle lees in die Engels. Therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you, dis 'n verskriklike sterk woord. We implore you. Ek weet nie wat sê ekwivalente Afrikaans nie. Rudy, is dit om te soebat? Ek soebat julle. Smeek. Is dit nog sterker as soebat? I implore you. We implore you on behalf of Christ be reconciled to God. Ambassadeur is in Suid-Afrika, maar hy verteenwoordig 'n ander land. Nes ons. Ons is mos hier, maar ons is nie van hier nie, sê die Bybel. Maar dan sal nog ons 'n vraag om te vra nie. As iemand vir jou kyk, elkeen van julle, as die mense wat om jou lewe vir jou kyk, wanneer jy onderdruk is in die week, wat 'n koninkryk sien hulle? Ek het nou gedink, Billy gaan my sondes uitvertel, want Cecilia en ek het op 'n stadium saamgewerk, sy dogter. Jy weet in die hospitaal, dis moeilik om vir die staat te werk, ek sal nie jok nie. En ek werk al amper 25 jaar vir die staat. Mense raak gefrustreerd. En ek sê mos, ek is bietjie ouer nou, so jy raak moeg. En dan begin dit wys. Weet, mense om my het vir my begin sê, naby mense met wie ek al jare werk, hey, jy's altyd bevoeterd as jy hier kom. Jy's altyd aan die kla. En toe slaan dit my, so hier voor my gesig. Joh, wat is ek besig om te lewe? Wat 'n koninkryk sien hierdie ouens in my werksplek? Sondag het ek die wonderlike geleentheid om te preek. En wat sien hulle in die week, wanneer ek onderdruk is en moeg is? Ek sien die laaste punch point. Vir ons om gestuur te wees, is nie om 'n taak te verrig nie. Dis 'n identiteit om te gaan uitlewe. Om in die plek te wees om te verstaan, God stuur jou, lewe daai identiteit. Dit haal bietjie die druk af, nê. Jy hoef nie te perform nie, jy hoef nie 'n spesifieke taak te verrig nie, lewe net as 'n gestuurde waar jy is. Dis nie go do some good nie. Dis nie hierdie social common good ding wat die wêreld miskien verkondig nie. Liefde wat uitreik is net 'n kenmerk van mense wat verstaan dat hulle gesalfde, gestuurde getuies van Jesus is. Gestuurde mense praat nie net oor die koninkryk van God. Hulle leef dit prakties uit. Hulle betoon liefde wat uitreik. Hulle doen goed, hulle word beweeg in hulle harte en hulle voete en hulle hande volg agterna. Jy sien, as julle as 'n gemeente Lukas 10 'n lewenswyse gaan maak, as julle Jesus se uitnodiging gaan maak, julle elkeen ook so ter harte gaan neem, dan sal die koninkryk van God meer sigbaar raak hierso in Ermelo, in julle dorp, in julle streek en in julle area van invloed. En ek sê vanoggend vir julle, dan sal die Heilige Gees julle kan gebruik om 'n missional people te wees. Nie ouens wat net mooi praat oor sending nie. Ek sien net toe ek uitloop daar agter teen die deur staan. Jy gaan nou die sendingveld in. Jy weet, mense wat lewe in daai spasie en mense wat die atmosfeer, soos ek aan die begin gesê het, in hulle sfeer van invloed verander. Hier is die opsomming van die hele preek. Jesus roep julle Ermelo Oos as 'n voorbeeld. Word iemand se naaste en leef as gesalfde, gestuurde getuies tot sy eer. Ek probeer nie vir jou sê, wees 'n bietjie beter of probeer harder nie. As jy dit gehoor het, dan moet jy jou ore gou uitskud en sê, jy het nou die hart van die hele bemoediging gemis waarmee ek begin het. Hier sal reeds 'n werk van geloof hier. Hier sal reeds 'n inspanning van liefde hier. Hier sal reeds 'n volharding van hoop.
En my gebed oor julle vanoggend is, dat die Heilige Gees in julle elkeen se hart net daai goed, werk van geloof, inspanning van liefde en volharding van hoop sal vergroot en vermeerder in die areas waar jy jou geplaas het. Hoe doen mense dit? Dis my afsluiting. Hoe kry mense hierdie goed reg? En mense nou nice om te sê, ons hoor iets, maar hoe kry mense dit reg? Wat doen jy? Ek wil nie vir jou voorskryf nie. Maar hier is dalk 'n paar gedagtes. Jy sien, die eerste beginpunt is om te sê, ek het nie net 'n nice preek gehoor nie. Ek het nie net gehoor iemand praat vir 'n paar minute met my in die kerk Sondag en nou is dit nie. Jy maak eintlik 'n besluit om jou lewe te belyn met wat ek gesê het en jy begin met lewe. Die tweede ding is om nie te lewe onder die druk van jy moet alles en almal probeer help nie, want God dank, ons is nie die redder nie. Maar jy luister maar net wat die Heilige Gees vir jou sê as 'n gestuurde, waar jy ook al jou bevind. En die derde ding is moenie wag vir daai groot oomblik. Die koninkryk van God manifesteer ook in klein geleenthede van gehoorsaamheid. Kan ek vir julle 3 gewoontes leer? Miskien is die eerste gewoonte in die oggend as jy opstaan is, voor jy by die huis uitgaan, soos wat dit daar agter sê. Jy sê net, Heilige Gees, maak vandag my oë oop, sodat ek kan sien wie is op my pad. Eenvoudige gebed. Heilige Gees, maak my oë oop, sodat ek kan sien wie is op my pad. En dan, wanneer jy soos ons almal maar verby iemand loop, wat jy sien, hier gaan iets aan wat meer is as wat die buitekant sê. As daai roering in jou binneste gebeur, hoe dit ook al vir jou gebeur, hoe die Heilige Gees met jou werk. Maar jy raak bewus van hier is 'n roering nou hier binne my. Dan wag jy net so 'n oombliekie. Die Engelse sal sê, practice the holy pause. Stop net so bietjie. En dan vra jy net in jou hart, Here, is hierdie die oomblik waar ek moet stop en nie verbyloop nie. Jy sien, daai liefde wat uitreik is 'n liefde wat sê, ek sien, ek stop en ek spring in. Maak nie saak hoe dit lyk om in te spring nie, maar ek spring. En dan doen net een aksie. Maak nie saak wat dit is nie, soos die Here jou lei, al is dit klein. Partykeer moet mens net ietsie kleins doen. Want dit is haalbaar om iets kleins te doen. En dan onthou jy's 'n gesalfde, jy's 'n gestuurde getuie net daar waar jy ook al is. Amen. Ek wil vir ons bid. En ek weet nie wat is julle praktyk hier nie. In ons praktyk gee ons vir mense geleentheid om te reageer. Die Heilige Gees het dalk met jou gepraat, jy dalk iets gehoor wat ek nie eens reguit gesê het nie. Maar dan wil mens reageer. In ons konteks, partykeer staan mense op, partykeer loop hulle na voor, hulle vra vir gebed of wat ook al. Ek weet nie wat doen julle nie. Maar ek gaan nou oomblik stil bly. Ek het nou genoeg gesê. En ek wil hê jy moet 'n geleentheid vat en net sê, okay Here, maak my oë oop. Wys my daai pause geleentheid. En hoe jy ook al voel, wat die Here vir jou uitgelig het en wat ek gesê het. En dan gaan ek vir ons bid aan die einde. Kom ons vat 'n oomblik. Here, soos wat ons vanoggend hier voor U sit, dankie dat ons in ons lof en aanbiddingstyd herinner was aan die feit dat U ons so ongelooflik liefhet. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dankie dat ons wat tot redding gekom het onder dit kan lewe, maar dit stop nie net daar nie. Dankie dat U ons elkeen gesalfde, gestuurde getuies maak, wat daai boodskap aan ander kan gaan gee. Die liefde van Jesus is vir jou. Jy kan vir ewig in die teenwoordigheid van die Vader wees, as gevolg van die liefde van Jesus wat 'n prys betaal het. In ons eie skaamte en sonde waar ons elkeen was, ons was soos daai gewonde ou langs die pad. Maar Jesus het nie verbygeloop nie. Hy het nie al ver langs verbygegaan nie, hy het nader gekom aan elkeen van ons en sy liefde het uitgereik
en ons lewens verander. Here, ek bid vir hierdie kosbare mense van Ermelo Oos. Mense in wie daar 'n werk van geloof is, in wie daar 'n inspanning van liefde is, in wie daar 'n volharding van hoop in Jesus Christus is. Ek bid oor hulle. Dankie dat U hulle in verskillende plekke geplaas het. Areas van invloed, binne in families, binne in skole, binne in werke, selfs hier onder mekaar. Dankie, dankie, dankie Here, dankie dat U 'n doel en 'n plan het met elkeen, en hulle is waar U hulle geplaas het, want is deel van hoe U hulle wil gebruik. Ek bid Here, deur die Gees sal U elkeen van ons se oë oopmaak. Maak ons sensitief, daai beweging van compassion in ons harte, soos Jesus gehad het, om raak te sien. En help ons om keuses te maak wanneer U sê, hierdie is jou oomblik om te stop, om wel te sê, ek het 'n bietjie kapasiteit in my lewe gemaak, ek kan stop, en ek kan inspring. Sal U hulle seën, Here, sal U dit wat ek aan die begin gesê het, as dit uit die hart uitkom, as hulle daarmee kan identifiseer, sal U dit waarmaak oor hulle as 'n gemeente, 'n voorbeeld in hierdie aarde, wie se invloed U nog verder wil vergroot. En nou, Here, mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met hulle elkeen wees en bly. Amen.